Kerkmusiek is nie net 'n manier om oor sekere gebeure in Jesus se lewe te sing, of om God te loof en te prys, of om ons eie omstandighede voor God te bring nie. Soms is kerkmusiek die manier hoe ons kop opgelig word, sodat ons verder kan sien as hier en nou, en 'n blik op die ewigheid kan kry. En dis wat in hierdie laaste 4 weke van die kerklike jaar, die eskatologie, of die verwagting van die ewigheid, ook in ons gemoed moet gebeur. In hierdie episode van Kerkmusiek, die draer van hoop, luister ons na musiek wat vir ons die prentjie wil oopmaak op die ewigheid wat vir ons wag. Ek het die eerste maal kennis gemaak met die Nederlandse lied Skuil maar veilig op die TV-program Nederland Zingt. Die lied het my dadelik aangespreek en ek wou graag ook 'n Afrikaanse weergawe van die lied skep. Die Nederlandse weergawe was deur die digter Frits Dubel. Hierdie befaamde Nederlandse digter is gebore in 1927 en hy sterf enkele maande voor sy 90ste verjaarsdag in 2017. In hierdie lied word 'n klein skipie wat te midde van 'n storm moet vaar, word as 'n beeld gebruik om iets te sê vir die probleme en krisisse wat 'n gelowige soms in sy of haar lewe moet hanteer, en hoe God dan ook vir ons deur daardie tye wil dra. Maar dan in die laaste vers van hierdie lied, kom God aan die woord en nooi hy ons as gelowiges uit om ook te kom vasmeer in sy hawe en tuis te kom in sy Vaderhuis. Om die waarheid te sê, dwars deur die lied is God aan die woord en nooi hy die gelowige uit, ook te midde van sy krisis. En dan in die laaste vers, dan klink die woorde: Laat my almag jou omsingel, dan bring ek jou veilig tuis deur die skadu van my hande na die kus, jou Vaderhuis.
veilig na die ander kant. Roep tot my wanneer die vrees jou in die lewe laat verdwaal en die donkerte oorspoel jou soos die golwe om jou maal. Laat my almag jou omsingel, dan bring ek jou veilig thuis, deur die skadu van my hande, na die kus, jou vaderhuis, na die kus, jou vaderhuis. Die lied Highland Cathedral uit die pen van die Duitsers Uli Rover en Michael Korp is wêreldwyd 'n baie gewilde stuk musiek. Hierdie lied wat in 1982 geskryf is, was oorspronklik geskryf vir die Highland Games wat daardie jaar in Duitsland sou plaasvind. Dit was met ander woorde nie 'n lied wat oorspronklik as 'n geestelike lied of as 'n kerklied geskryf is nie. Maar die lied leen hom baie goed tot gemeentesang. In Vonklied 277 word hierdie melodie gebruik om die opgestane Jesus Christus te vereer en as die Here te bely. Maar dan in die 3de vers maak die teks 'n wending wanneer daar gesing word oor die gemeente wat as die bruid van Christus saam met hom aansit by die bruilofsmaal. En die lied sluit dan af met die woorde: U is die bruidegom, ons die bruid. U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in die ewigheid.
Ons sluit hierdie program af met seker die bekendste en die gewildste kerklied reg oor die wêreld, die melodie van Amazing Grace. Dit is redelik algemeen bekend dat die woorde van die oorspronklike lied geskryf is deur die voormalige slawehandelaar John Newton. En hy het dit geskryf as 'n soort gedig vir 'n gebedsgeleentheid wat sou plaasvind op 1 Januarie 1773. Maar aanvanklik is hierdie woorde nie gesing op die melodie wat ons vandag ken nie. Om die waarheid te sê, vir die eerste 50, 60 jaar wat die woorde geskryf is dit geset op meer as 20 verskillende melodieë. En dit was eers in 1835 wat die Amerikaanse komponis William Walker daardie woorde geset het op die tradisionele melodie wat ook bekend was as New Britain, 'n melodie wat sinoniem geword het met die lied Amazing Grace. Die oorspronklike woorde van hierdie lied sou hoegenaamd nie as 'n lied oor die eskatologie, oor die ewigheid beskryf kon word nie. Maar in die Afrikaanse weergawe van Attie van der Kolf, wat ons vind in Gesang 510, word daar gewerk met die beeld van die verlore seun wat terugkeer na sy vaderhuis toe. En dan in die laaste strofe, dan klink die woorde: genade onbeskryflik groot, daar's fees, ek is weer tuis. U seun bring my, verlore mens, weer in die vaderhuis.